dit is offisieel winter. Maar daar's so 1 of 2 gemeentelede wat ons net moet herinner dat dit winter is, of ons moet dalk 'n offergawe opneem, dat ons net 'n baadjie of 'n lang vir 'n paar ouens kan koop. Van die manne kom nog Vrydagoggende 4 uur aan met 'n kortbroek, 4:30. So ek weet nie of dit braafheid is en of dit kom ons stop maar net daar, dit is seker braafheid. Ek is nie so braaf nie, ek is nie man vir die winter, as ek myself kry in die winter is my hande in my sakke, en dan weet ek doen dit nie as prins of omdat ek ongeskik is nie, maar my hande kry koud, en ek hou nie daarvan as my hande koud kry nie. Maar God is goed. Hy sal altyd goed wees, ongeag. Waar is die amen nou? Hy sal altyd goed bly, want hy is God. Hy is goed. En hy is goed vir jou en hy is goed vir my, nie met ons oulikies, maar omdat hy goed is. Amen. Dit is iets wat jy moet uitklaar vir jouself, want dan wag ons eers, of ons probeer so hard om eers oulik te wees en goed te wees, sodat ons sy goedheid kan verdien. Nee, hy is goed omdat hy goed is, punt. Hy is nie goed omdat jy goed is nie. Hy is goed omdat hy die Vader is, wat die gewer is van goeie gawes, die Vader van die hemelligte, sê die woord van die Here. En ons moet leer om te heers saam met Jesus vanuit hemelse plekke. Dis wat sy uitnodiging aan ons is. Dus sê, kom heers saam met my vanuit hemelse plekke. En ek dink soms maak ons die fout om te probeer heers vanuit 'n aardse plek. Vanuit 'n wêreldse standpunt, vanuit 'n plek wat ons onsself posisioneer in hierdie wêreld, en ek wil vanoggend so 'n bietjie daaroor bedien, maar miskien net so 'n bietjie terugvoer en so agtergrond, is dit 'n uitdagende week weer eens gehad by die gemeente, want ons het weer mense gehad wat hulle self kom help het, en ja, dit is ongelukkig so, ons is dankbaar vir almal wat bygedra het vir die wering wat ons kon opsit in die week, wat dit so bietjie beveilig, ons probeer dit maar net moeiliker maak, maar die realiteit is dat hierdie goed is, krap jy nogal om, en het my hele weeksprogram heeltemal omgekrap, vir wat ek beplan het, en ons het klasse wat ons moet voorberei, en al daai goed so, maar weet ons, ja, helder oordag, 6 uur die oggend, net na 6 uur die oggend, weet, is nogal die son skyn al, so dit raak so bietjie net, so bietjie arrogant, en hulle het ons stoorkamer oopgebreek en net alles gevat wat hulle dink van waarde is, en ek dink daar is seker so 10.000 rand se tools, maar toe die polisie nou vra ek met alles opskryf en die waarde net neerskryf, wat hulle graag wil weet, toe kom ek agter, maar dit is van ons grasnyer, en is die blouers, en dit is die edgetrimmers, en al die goeder, so dit is so 60.000 rand so goed, as jy dit nou moet vervang. En natuurlik almal se reaksie is, hoe voel jy, is jy okay? En ek moet sê, ek het gedink ek gaan slegter voel, en erger voel, en kwaader voel, weet, as wat ek behoort te voel, maar ek moet kies wat my omkrap, en wat ek toelaat wat my omkrap. Ek moet kies wat ek toelaat wat my gedagtes okkupeer. So vanoggend wil ons die Here vertrou vir 'n wonderwerk. Want om alles te gaan vervang, weet ons, vertrou die Here, daai goed sal gevind word, of hy sal vir ons beter gee. So 5 amens. Maar ons bid dat die Here wonderwerk sal doen, dat sy naam verheerlik sal word, en ons bid vir die booswigter, dat hulle uitgevang sal word, en dat geregtigheid sal geskied, en dat hulle sommer gered sal word daarbey. Amen. Maar die uitdaging is dat so maklik word ons in ons situasie ingetrek en vasgevang. En wanneer ons vasgevang is in 'n situasie, het dit altyd 'n ripple effek. Enigiets wat gebeur het 'n ripple effek. En dis die uitdaging, is dat ek en jy moet regtig kies wat so effek dit op ons gaan hê, want die keuse wat jy maak is amper, wil ek sê, soos wat jy daai klip in die dam gooi, weet dit amper hoe groot daai klip is, want hoe groter hy is, hoe meer rippels maak hy, hoe groter effek maak hy, maar ons maak soms sekere goed te groot. En ons laat toe dat dit 'n te groot ripple effek het. En dis die uitdaging van die lewe, want die lewe gebeur, of jy nou gelowig of nie gelowig is nie. Weet, soms kan mense se gedagtes in verskillende plekke gaan, as daar slegte dinge gebeur, want slegte dinge gebeur. En onthou net, ons in hierdie gemeente vra nie daai vraag, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense nie. Want dit is 'n absolute hoogmoedige, arrogante vraag om te vra. Want wanneer jy dit vra, moet jy eintlik sê, maar okay, wie is goed? Nie een van ons is goed nie. Daar is net een wat goed is, en dis God.
So, maar die lewe gebeur, en dit is nie lekker as slegte dinge met ons gebeur, en ek wil vanoggend bietjie jou bedien, wanneer ons hierdie lewenservaring het en die omstandighede beleef, en ek wil gaan na 'n man se lewe toe, wat altyd vir my 'n inspirasie is. Hy's een van die geloofshelde ook, en as ek net dink aan sy lewe, en kyk wat hy deur is, en hoe hy net sy hele gesindheid, derendheid net reg gehou het, en goed gehou het, en nie toegelaat het, dat sy omstandighede hom kom heers, oor hom kom heers nie. Dat die omstandighede sy roeping kom steel nie. Want so maklik, en soveel verroepinge het al verloor gegaan, soveel passie, soveel drome, ekskuus, ek dink is die draadjie, soveel drome het verlore gegaan as gevolg van omstandighede wat geheers het. So ek wil jou vat na 'n baie bekende persoon in die naam van Josef. Nou wie is Josef? Josef is die seun van Jakob, wat natuurlik Israel geword het, en ons weet Israel het 12 seuns gehad, wel en Josef by dit, wat later die stamhoofde geraak het van Israel. So Israel was geken aan die 12 stamme, en die 12 stamme was ingedeel volgens Israel se seuns of Jakob se seuns, en elke seun het basies 'n stamhoof geword, en so is die volk verdeel in die 12 verskillende stamme, en so het God dan geheers, of eintlik die hiërargie daar geplaas, hoe die volk bestuur moet word. En is interessant dat 12 is 'n getal van heerskappy. Weet, Jesus het ook 12 disippels gekies om sy opdragte te gaan uitvoer. Maar Josef was die jongste van al die broers. En ons weet ook, Josef was so 'n bietjie 'n klikkie mond gewees. Hy het gaan klik by sy pa oor sy broers, maar Josef het 'n klomp goed in sy lewe beleef. En dit begin sommer waar in die heel begin van sy lewe, waar hy in sy gesin tussen sy broers nie een van die gunstelinge was nie. Hulle het nie baie van hom gehou nie. En heel in die begin van sy lewe wil ek begin waar Josef verkoop is. Eerstens, voor hy verkoop is deur sy broers, sy eie broers, sy bloedbroers. Okay, van hulle was sy halfbroers geweest, want hulle almal het nie dieselfde ma gehad nie. Maar sy eie bloedbroers besluit het, hulle wil eers hom doodmaak, maar sy broer wat sy volle broer was, het hom eintlik gered, en ek dink dit was Ruben geweest wat gesê het, weet jy wat, kom ons neem nie sy lewe en dit gaan ons niks baat nie, maar kom ons gooi hom in die put. En Josef begin in 'n put. En hy eindig in 'n put in Genesis 37, en ek gaan net so 'n bietjie deur Josef se lewe stap, en net vir jou uitwys wat hy ervaar het in sy lewe, en waar hy deur gegaan het, so 'n paar punte. En in eerste plek is sy negatiewe ervaring, was hierdie ervaring dat sy broers hom wil doodmaak, maar besluit om in 'n put te gooi. Genesis 37 vers 23 tot 24, hy sê, toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue, wat hy aangehad het. Nou dit was een van die goed wat vir hulle 'n probleem was, en sy pa het vir hom hierdie spesiale rok laat maak. Hy sê, hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg, en daar was geen water in nie. Nou, soos ek deur Josef se lewe gaan, plaas jouself in die storie. En sit jou in Josef se skoene. Dink jy gaan vanmiddag by jou familie kuier en jou broers en susters besluit, nie. Ons het genoeg van jou gehad, ons het 'n put gegrawe. En daarom ek dink dit sal erger gewees het met die koue om in die swembad gegooi te word, ne? En hy word in 'n put gegooi, en hier beland Josef in 'n put, niks gedoen nie, niks verkeerd gedoen nie, maar hulle gooi hom in die put. En terwyl hy aan die put is, toe kom daar 'n reisgeselskap verby op pad na, ek dink dit was na Egipte toe gewees, wat hulle goed wil gaan verkoop het, en hierdie broers kry toe hierdie slim plan, en sê, weet jy, hierdie ouetjie is nou in die put, hy is vir ons niks werd in die put nie, so kom ons kry bietjie waarde uit hom uit. Dink aan, kom ons verkoop hom as 'n slaaf, sodat ons daar 'n bietjie net iets uit hom uit kan kry. En sy broers het hom verkoop as slaaf. Genesis 37, vers 28. En so toe die Midianiete koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal. Nou vir 'n oomblik dink ek,
as ek nou Josef was, sal ek opgewonde wees en sê, my broers het daarom tot hulle sinne gekom, en besef, dit is nie goed om my in die put te los nie, ek gaan vergaan in die put, so hulle haal my ten minste uit, ek is so dankbaar, dalk het die Here met hulle begin werk, en met hulle gedeel, hulle haal my die put uit, maar min het hy geweet, dat hulle hom gaan verkoop, en sê, dis wat jy vir ons werd is, ons wil net geld uit jou uitkry, so ons gaan jou verkoop as 'n slaaf, en die koopstaan het verbygekom, en het Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal, en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sukkel silwer, en hulle het Josef na Egipte gebring. Jy weet, as daar in Egipte was Josef as slaaf verkoop gewees, en het opgeëindig in die huis van die hoofman met die naam van Potifar gewees, en het vir Potifar het hy eintlik sy huishouding vir hom bestuur, weet, hy het guns gekry by Potifar, en hy het sy huishouding vir hom bestuur, en goed gedoen, want as jy guns kry, dan beteken dit jy het goed gedoen, daar is iets op jou lewe, en daar is iets wat jy doen, 'n manier hoe jy werk, wat vir jou guns gee, en hierdie Potifar het besluit, maar weet jy wat, ek gaan jou aanstel oor my hele huishouding, dat jy kan regeer oor my huishouding, maar toe was daar 'n tannie wat jukkerige handjies het. OK. Nou, ek weet nie of Potifar min by die huis was nie, maar die tannie het behoeftes gehad. Dit gebeur gewoonlik. Weet, manne, as jy op die goeie raad kan gee, Neville Norton sê altyd 'n mooi ding, if you don't talk to your wife, some snake will chat her up. OK. Maar ek sê nie, Josef was die slang gewees nie. Hier, ek dink in hierdie geval het die vrou die slang geword, OK, want ons weet hoe sy wil graag meer van Josef gekry het as net om die huis te bestuur. Hy moes vir haar 'n paar ander goed bestuur. En Josef weet ook, en hy is 'n eerbare man. En hy het sy gesindheid reggehou en gesê, nee, ek doen die regte ding. En hy het al weer staan, en om die lang storie kort te maak, weet ons dat hy het gevlug van haar af, maar sy het sy mantel gegryp, en toe 'n man by die huis kom om haarself, haar eie storie en haar eie skuld toe te smeer, toe sit sy die blame op Josef. Was Josef skuldig? Nee, ons weet, ek ken nie vooral Josef was onskuldig geweest, maar sy het bewyse, en sy het vir haar man gesê, oor Josef het by my aangelê. Ek wil maar nie uitklos, as jy nie is nie, dan wil hierdie ouetjie homself nie gedra nie. En ons weet, hy was onskuldig, maar Potifar, natuurlik soos enige man, was baie kwaad, toe dit uitvind, en het sy vrou geglo, en hy het Josef in die tronk laat gooi. Dink nou, weet, van die gunsteling van jou pa, na 'n put, sonder water, wie van julle was by put sonder water? Verkoop as 'n slaaf, en hier is jy op 'n plek wat jy aangestel is oor die huishouding, en jy doen die regte ding, hy doen die regte ding. Ja, as hy saam met haar gewerk het, sal sy dalk stil gebly het, en hulle sal dit dalk miskien lank geheim gehou het, maar elke geheim kom eventueel uit, maar hy het geweet wat die regte ding is. Wanneer niemand kyk nie, het hy die regte ding gedoen. En die feit dat hy die regte ding gedoen het hom in die tronk laat beland. En in die tronk, nou ek weet nie van jou nie, maar by hierdie tyd sal ek al begin wonder het, Here, waar is hy? Here, hoekom moet ek hierdeur gaan? Ek het niks verkeerd gedoen nie. Of jy sal al begin ondersoek doen en al begin sonde bely wat jy nie gedoen het nie. Wie van julle was al daar? Here, ek verstaan nie. Hoekom hierdie alweer nie? Hoekom dit? Hoekom daai? Hoekom? En ons het al hierdie hoekoms, en ek dink Josef het al die redes in die wêreld gehad om hierdie hoekoms te vra en te begin wonder en begin twyfel oor God se plan vir sy lewe. Oor God se droom oor hom. Want ons weet, Josef het 'n droom gehad. Ek wonder of jy nog droom. Ja, maar jy verstaan nie, man, ek is nou al verby die tyd wat ons nog moet droom. Is daar so 'n tyd? Iemand vertel my in die week, het hulle, of gister, dat hulle suster op 70-jarige ouderdom liefde op Facebook gevind het. En sy is baie gelukkig. Dit is nie dat ek dit aanbeveel nie, maar dit gebeur. Maar mens kan so maklik sê, ag, en ons ouderdom kan teen ons stel.
Ons het net besluit van volgende week af, het al ons pensionaris, het ons 'n dag wat ons julle nooi, maar jy moet jou grasnyers saambring kerk toe. Okay, so so ons kan so maklik, Josef in die put, Josef word verkoop, Josef in die gevangenis. Potifar laat hom in die gevangenis gooi. Genesis 39 en doen jouself vergins gaan lees 'n bietjie die storie van Josef. Maar in hoofstuk 39 vers 20, hy sien die Here van Josef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit. Hoor mooi, hy's laat vang soos 'n krimineel. Is hy behandel. Hy het hom laat vang en hom in die tronk gegooi, agter tralies gesit. Hy het hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenis van die koning opgesluit was en hy was daar in die gevangenis. Josef. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Maar selfs in die gevangenis sien ons dat die voorman wat van die skinkers, ons weet die bakker en die skinker was daar. Nou ek is versigtig soms om die brood te bak. Want die bakker het dit nie gemaak nie. Okay? Maar as die bakker en die skinker is in die tronk gegooi en een was skuldig en die ander was eintlik onskuldig geweest want daar was stories wat verkoop is en hulle albei drome gehad en Josef selfs in die tronk, in daardie plek waar hy in die gevangenis is, nadat hy al hierdie goed deurgegaan het, bedien hy hierdie ouens nog. Met sy gawe, want hy het die gawe gehad om drome uit te lê. Hy het nie in 'n hoekie gaan sit en sê, los my net uit nie. Kan julle nie agterkom nie, ek moet vervloek wees, daar moet iets fout met my wees, want kyk waar beland ek, eers in die put, en dan word ek 'n slaaf, en dan is ek in die gevangenis, en Josef kon daar in die hoekie gesit het met al die verskonings wat hy gehad het, en gesê het, nee, los my uit. Life is unfair. Arme ek. Ons het so een mangrel by die huis. So pavement special, nee, sy is so 'n mixture tussen. Maar sy het so regte, my bynaam vir haar is Sies tog. Sy is die kwaaiste ene, maar sy wil altyd net jammer gekry word. So 'n pootjie wat so, en sulke oogies wat nie kyk, kry my tog net jammer. Nou Josef het 'n rede gehad om, wil julle nie net empatie met my nie? Nee, wat doen Josef? Hy bedien selfs in die tronk. Hy gaan sit nie op sak en as nie. Hy gaan bedien binne in die tronk. En selfs in die tronk doen hy hierdie ouens, hy doen vir hulle guns, hy help hulle, hy lê die drome vir hulle uit, hy motiveer hulle, hy bou hulle op en te sê, wow, okay, die skinker het hy opgebou, die bakker se uitleg was nou nie baie goed geweest nie. En die skinker se droom kom in vervulling, die bakker se ook. Maar die skinker, en hy sê vir hulle toe hulle vrygelaat word, die skinker, hy sê moenie van my vergeet nie. Want ek het nodig dat julle my onthou. Ek het goed gedoen vir julle. Ek het julle bedien. Hoeveel keer het jy al vir iemand iets goeds gedoen en nie die dankie teruggekry nie? Hoeveel keer het jy al vir iemand iets goeds gedoen en nie die reaksie gekry wat jy gehoop het jy gaan kry nie? En dan steel dit jou motivering. Ek gaan nie meer goed wees vir niemand nie. Ek weet dit is nie julle nie, maar ek het al gehoor mense doen dit. Want kyk, hulle sê nie eers dankie nie. Hulle reageer nie eers nie. Hulle onthou my nie eers nie, hulle het van my vergeet. Hier's Josef, dieselfde plek, hy het hierdie ouens, hy het vir hulle goed gedoen, hy het hom gehelp, hy het hom bedien, hy het hom die woord van die Here gegee en uitgelê oor sy lewe, en selfs in die gevangenis, Genesis 40 vers 23, en die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet. Ek weet nie wie van julle kan so 'n bietjie jouself assosieer met Josef se lewe en van sy oomblikke nie. Wat dinge net gebeur het. Maar Josef, lees ek nêrens dat hy kleingelowig of getwyfel het, of 'n slegte gesindheid geopenbaar het, of besluit het om te sê, maar nou gaan ek eerder afgode dien, want soveel keer in die Bybel sien ons dit. Dat mense net keelvol was, of net vir God vergeet het, en net afgode gaan aanbid het, want dinge het net vir hulle te veel geraak, of die omstandighede het oor hulle begin heers.
En Josef, die enigste rede, hoekom hy beland het waar hy beland het, is omdat hy sy pa se gunsteling was. Niks verkeerd gedoen nie. Ons lees dit in die begin van sy lewe in Genesis 37, vers 3 tot 4. Hy sê, in Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak, en sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers meer lief, toe sy vader sien dat hulle, toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Somtyds beleef jy dit. Die wreedheid van mense oor een rede, oor die guns van die Here op jou lewe. Wie van julle het al gebid vir die guns van die Here op jou lewe? Ek bid dit baie, ek bid dit oor my kinders en oor ons huis. Maar die guns van die Here kan mense nie altyd aanvaar nie. Hulle sukkel. Daar's so 'n lelike emosie wat ons noem jaloesie, daai groen emosie. Dis 'n lelike ding. Daar's seker niks wat verhoudings meer verwoes het as jaloesie nie. Mense wat nie die ander ene kan gun om te floreer nie. John Maxwell sê 'n mooi ding, hy sê, ja, jy ken jou vriende in tye wat jy swaar trek en wat dit vir jou moeilik gaan, wat hulle jou ondersteun. Hy sê, maar jou ware vriende ken jy in die oomblikke wat jy mylpale behaal het, wat saam met jou kan vier en opgewonde is oor jou sukses. Dis ware vriende. En dis 'n skaarste. Mag die Here ons help dat ek en jy as lewende kerkers opgewonde sal wees. Man, dit is my so lekker as ek sien die Here seën iemand. My so lekker as ek sien die guns en die goedheid van die Here is op iemand anders se lewe, want ek weet ook, hy is 'n aannemer van persoon nie, want as hy dit vir hulle gaan doen, gaan hy dit vir ons ook doen. Maar God is goed, en God wil goed wees, en ek en jy moet leer om die goedheid van die Here te vier in ander se lewe, want jy is in staat om ander se sukses te vier, dan sit jy jouself op vir sukses. Maar as jy in daai mentaliteit is om te sê, Here, dis unfair, hoekom is U so goed vir hulle, hoekom doen U goed, hoekom moet ek so tot swaar trek, dan klim jy in 'n mentaliteit van 'n slagoffer. En jy raak 'n slaaf van jou omstandighede. En ek het vanoggend net getitel, jy is meer. Jy is meer. Jy is meer as jou omstandighede, jy is meer as die lewe om jou. Ek en jy is meer as wat ons beleef in 'n wêreld wat vir ons wil kom lieg oor wie ons is. Want as die een ding is wat die vyand wil kom steel, is dit jou sekerheid en jou identiteit in Christus Jesus. Want jy sien, hier is die geheim van enige sukses, enige sportsman, enige besigheidspersoon wat sukses bereik het, hulle het een ding gehad, hulle het 'n sekerheid gehad in wat hulle doen. En daai sekerheid was hulle dryfkrag, maar jou sekerheid is gebaseer op jou identiteit. Want jou geloof loop hand in hand met wat jou identiteit word eintlik bepaal met jou geloof in jouself. Wat glo ek van myself? Wat glo ek is God se plan oor my lewe? Wat spreek ek oor myself? Want my geloof oor myself is dit wat ek oor myself gaan spreek. En as jy jou geloof wil toets in jouself, en moet my nie verkeerd verstaan en dink jy met jouself nou begin aanbid nie, maar jy moet glo in wie jy is, wat God jou geskaap het en waarvoor hy jou geroep het om te wees vir sy eer. Geen sportsman, geen besigheidsman of vrou, of sportsvrou gaan sukses behaal in twyfel nie. As hulle wonder oor wie hulle is, as hulle wonder oor of hulle dit regtig kan doen, dink jy hulle gaan die top behaal in hulle sports of in hulle besigheid? Nee, want twyfel steel van jou, maar jou sekerheid wat jy het in wie jy is, gaan bepaal of jy sukses behaal, maar waar vind jy daai sekerheid? En dis een ding van Josef, ek beleef 'n sekerheid in Josef se lewe. En waarin lê sy sekerheid? Omdat hy geweet het wie hy is. Hy het geweet wie sy God is. Dis hoekom hy sekerheid gehad het oor wie hy is. Die woord sê, hierdie is die spieël van wie jy is. Hierdie is die ware spieël. Jy vind jouself in die woord van God. Hoe meer jy die tyd in die woord spandeer, hoe meer jy lees in die woord, dan word die prentjie van wie jy is vasgebrand in jou, en jou lewe en jou optrede is gebaseer op daardie sekerheid, daardie wete wie jy is, want wie jy glo jy is, dit is jy, en alles wat jy doen is gebaseer op wat jy glo van jouself.
Wat het Josef geglo van homself? Maar vir interessantheid, die woord sê, God was met hom. Hy het geweet God was met hom. Al het hy deur hierdie tye gegaan, al was hy in die put gewees, al was hy in die gevangenis gewees, maak nie saak waar hy was nie, al het mense van hom vergeet, al het hulle hom as 'n slaaf verkoop, het hy nooit getwyfel of God vir hom is nie. Want as jy mooi gaan dink, as ons logies dink, kan in hierdie tye kan jy sê, wow, hoekom het die Here hom verlaat? Hoekom het, wat is die bekende woorde, hoekom het God dit toegelaat? As ons wil eerlik wees, dan kan ons dit ons almal daai vraag op 'n stadium dalk gevra. Asof God nie weet wat hy doen nie. Maar dis Josef se sekerheid, wie sy God is, en dat God met hom is, ongeag sy omstandighede. Hy het geweet, hy is meer as die situasie. Josef, God het hom gemaak vir meer as die omstandighede. Genesis 39:21, hy sê, maar die Here was met Josef. Waar was dit? Hy sê, hy het goedertierenheid aan hom bewys, en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. God sal daardie omstandighede wat jy beleef, daardie situasie wat jy in is, selfs daar sit hy jou vir 'n rede, want daar sal sy guns vir jou deurkom. Moenie toelaat dat die omstandighede vir jou kom jok om te sê, God het jou verlaat, God is nie met jou nie. God is nie aan jou kant nie. Handelinge 7:9 verduidelik het hy Josef as die geloofsheld. Hy sê, en die aartsvaders was jaloers op Josef, dis sy broers, en het hom verkoop na Egipte toe, maar God was met hom. En het hom uit al sy verdrukkinge verlos en hom guns en wysheid geskenk voor Farao, die koning van Egipte, en dit hom goewerneur gemaak oor Egipte en oor sy hele huis. So dink aan, van hero na zero, van weer hero na zero. En toe word hy aangestel, en Egipte was die grootste koninkryk van daai tyd op die aarde. Farao was die grootste heerser ooit, en Josef se uiteinde van sy lewe word hy as tweede in bevel aangestel onder Farao. Van niks, deur al die omstandighede, het hy deurgedruk en aangehou en uitgehou en nie opgegee nie. Hoekom? Want hy het 'n sekerheid gehad oor wie hy is en wat God se plan oor sy lewe is. En daarom het hy die eindresultaat beleef. Interessant, wat beteken Josef se naam? En hier's iets vir my van 'n geloofsmotivering in sy naam. Die Hebreëus, dit word afgelei van die woord Yasaf, wat beteken to continue to do a thing. Daar's hy ou gesegde, die Engels spreekwoord wat sê, quitters never win. But winners never quit. Wat maak jou aanhou en uithou? Wat help jou om nie op te gee nie? Een ding, jou sekerheid in God se plan oor jou lewe. Maar daar gaan omstandighede kom, daar gaan uitdagings kom, daar gaan woestynoomblikke kom in jou lewe, daar gaan oomblikke kom wat jy dink en gaan wonder, wat jou wil laat wonder, wat wil hê dat die leuen moet vir jou waarheid word, dat God is nie vir jou nie, God is nie aan jou kant nie, dit het te veel geraak, God het jou verlaat. Maar dan is die vraag, en Josef het 'n naam gehad, en soos sy naam genoem is daar oor hom geprofeteer, you continue to do a thing, you prolong, you exceed, you increase, dis wat sy naam beteken, but you will exceed, you will increase, if you keep on going on. Jy kan nie ophou doen wat jy moet doen, en jy kan nie ophou om die regte ding te doen nie, want niemand kyk nie. God sien alles. Selfs wanneer niemand kyk nie, selfs wanneer daai versoeking kom, selfs wanneer daai tannie in jou deur kom klop, moet jy by plek is dat jy sê, I'm doing what I've always done, I'm doing the right thing. Ek doen die regte ding, ek hou aan, ek gee nie op nie. Hoekom? Want dis wie ek is. Dis wie God my geskaap het om te wees. Dis wat Jesus van my gemaak het. Hy het my nuut kom maak. Hy het my 'n nuwe skepsel gemaak. Ek is nie meer daai mens wie ek was nie. En dis wat die vyand baie keer wil kom doen, om jou te herinner en sê, ja, maar dis wie jy is. En as jy 'n foutjie maak en sê, ja, sien jy is daai gemors van wie jy altyd was. Josef het geweet, God het 'n groter plan. En ek wonder vanoggend of jy dit weet. Ek wonder vanoggend of jy hierdie sekerheid het, dat jy weet, dat God is besig met 'n plan. Hoor wat sê hy, toe homself en sy broers openbaar, hy het die reg gehad, hy was geposisioneer om al die wraak te neem oor sy broers wat hy kon. Ek meen, dink aan, hierdie ons wou hom doodmaak, toe verkoop hulle hom, eers in 'n put gegooi en toe verkoop hulle hom, en hier word hulle
hulle kom in desperaatheid, want hulle het hongersnood gehad, en hy is die een wat bepaal wie wat se kos kry, Josef. Min het hulle geweet waar Josef is en wie Josef was op daai stadium. En hy kon homself in daai plek plaas wat sê, dis nou my oomblik om wraak te neem. En hier is die ding, jy moet kies, gaan die omstandighede eers. Want soms maak ons die omstandighede en die uitdagings belangriker as die verhouding. Kan ek net vanoggend vir jou net dit sê? Die verhouding is altyd belangriker as die argument. God het ons geskaap as verhoudingswese en hy het ons die bediening van versoening gegee. Ok, Here, dan moet hulle kom regmaak, dan moet hulle kom om verskoning vra, dan moet hulle, nee. God gee vir jou die bediening van versoening. God kom vir jou sê, soos wat jy vir my belangrik is daai mense vir wie jy kwaad is ook vir my belangrik. Daai mense wat jy te nagekom het is ook vir hom belangrik. Hierdie ouens wat kom steel het wat nie hulle sin is nie, dink jy God het hulle minder lief? Maar die probleem is, hulle het 'n mentaliteit van dis wie ek is en dis ook 'n lewe gaan maak. Ek vat ander mense so goed. Ongelukkig, vasgevang in identiteit. Maar my vraag is, waarin is jy vasgevang volgende? Wat glo jy van jouself? Wat het omstandighede vir jou kom sê? Wat het die belewennisse wat jy in die lewe gehad het vir jou kom leer wie jy is? En wat het jy begin glo? En is dit die waarheid? Wat gebaseer is op God se waarheid van jou lewe? Want die wêreld kom lieg vir ons. En so maklik om ons as mens, en wanneer dinge gebeur, dan wil ons in daardie bokkie gaan inklim van empathie, en kry my jammer, en ag sies tog, arme ek, en ons wil amper vir onsself haar identiteit aanneem, ek is so sies tog, kry my net jammer, en ja, daar's oomblikke wat dinge gebeur, maar dan moet jy kies, gaan die dinge jou heers, of is jy meer as die dinge? Josef was meer as sy omstandighede, hy was meer as die put, hy was meer as die tronk, hy was meer, God het hom geroep, God het 'n droom oor sy lewe gegee, God het 'n plan met hom gehad, en God was met hom, maar ek wil vanoggend vir jou sê, jy is meer, ek wil vanoggend vir jou sê, ek sit met die volgende op, jy is nie jou situasie nie, jy is nie jou diagnose nie, so maklik neem ons dit aan en ons trek hierdie amper as 'n identiteit aan om te sê, o, dis nou maar wie ek is. So gebore en so gelaat staan. Dis nou maar hoe ons familie is. Dis hoe maar my pa, my oupa en almal was, dis nou maar wie ons is en dis hoe dit maar is. En jy trek dit aan. En dan sê jy vir die omstandighede, jy's belangriker as ek. Ekskuus julle. Jy's nie jou diagnose nie. Wat het die dokter vir jou gesê? Is jy jou siekte? Is jy wat die diagnose by die sielkundige was? Is jy dit? Ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n tienermeisie gehad in die gemeente 'n klompie jare terug, en haar pa sê vir my, hulle het haar gediagnoseer met, en ek ken nie al die name en die terme nie, maar hulle het haar gediagnoseer met hierdie depressie. En so onwys as wat hulle dit is, het hulle vir die kind dit gesê. En die kind doen natuurlik navorsing en sien, maar wat is die optrede van iemand wat hiermee gediagnoseer is? Hoe het hulle dit gemeet? O, dis wie ek is. En die kind beland in die hospitaal 'n klompie jare later. Ek was daar by die hospitaal en die pa sê van daardie tyd, hy sê baie interessante dinge het gebeur, want hy het 'n paar uitdagings toe beleef vanaf die diagnose. Want wat het die diagnose gedoen? Die diagnose het haar identiteit kom vorm. En sy sit in die hospitaal, of sy is daar vir 'n of ander mediese rede, en die pa sê vir die dokter, ek wil net vir jou inlig dat jy moet weet, sy is gediagnoseer met hierdie depressie. Die dokter vat haar leer en hy maak so op, hy sê, meneer, wie het vir julle gesê, sy is daarmee gediagnoseer? Hy sê, nee, dis wat ons gehoor het, dis wat hulle vir ons gesê het. Hy sê, maar haar leer sê, dit is nie daai depressie nie, dis 'n ander depressie, en hy noem die depressie se naam. En sy dogter lê in die bed en sy hoor alles. Hy sê, my kind stap uit die hospitaal uit 'n ander mens. Want jy sien, ons kan so maklik toelaat dat die wêreld vir ons kom sê wie ons is. Nou, ek het niks teen dokters nie, maar ek het 'n probleem met mense wat ander mense wil kom etiketeer en vir hulle sê, skus, maar dis nou maar wie jy is en jy moet dit nou maar aanvaar. Hier is jou pilletjie.
En nou is jy 'n slaaf, want jy is afhanklik van 'n pilletjie. Niks die medikasie wat help nie, maar jy is nie jou diagnose nie. Jy kies of jy dit aanvaar, of jy kies om te heers oor dit. Want gewoonlik sal hulle diagnoseer om te sê, maar hier is die probleem, en dan moet ons die oplossing soek vir die probleem. Nie die probleem aanvaar, en dis nou maar so nie. Jy's meer as jou diagnose. Jy's meer as ander se opinie. Jy is nie ander se opinie nie. Die wêreld is, Engels woord is opinionated. Mense is vinnig om hulle monde te spoel oor ander. En soms in die verwerping wat ons beleef van ander mense, is daar 'n leuen wat vir ons vertel is, wat ons beleef, hierdie mense sê vir ons is nie goed genoeg nie. En dan kan ons dit aantrek, en toelaat dat hierdie omstandighede heer vir ons, dat ander mense heer vir ons. God het nooit bestem dat een mens oor ander mens moet heers nie. Sê, hoe heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde kruip. Nooit het God gesê, een mens moet oor ander mens heers nie. Maar weet jy, ons gee soms mense heerskappy, omdat ons hulle opinie as belangrik ag. En vergeet van die waarheid. Jy is nie ander se opinie nie. Jy is nie jou foute nie. In die week 'n interessante gesprek gehad met 'n paar pastore wat sê, maar kan ons nog sê mense is sondaars? Die daad maak jy in die oomblik, word jy erken vir wat jy gedoen het as 'n krimineel of 'n sondaar, 'n oortreder. Maar is dit jou identiteit? Wel, as jy dit oor en oor doen en oor hoor, gaan dit jou identiteit raak, en jou identiteit word jou dade, jou lewenstyl. Hoeveel keer het jy al foute gemaak? Ek is nou maar net swak. Wat doen Paulus? Hy sê, Here, ek kom roem eerder in my swakheid. Ek maak myself nie swak nie, ek bring my swakheid na U toe, sodat U krag volbring kan word in my swakheid. So ek ignoreer nie my foute nie, ek blameer nie ander vir my foute nie, ek verwerp myself nie oor my foute nie, want jy weet, jy is jou grootste verwerper in jou eie lewe. Ek kastei my, ja, dit is goed om getuchtig te word, want tuchtiging help jou om beter te doen volgende keer. Maar tuchtiging maak jou nie minder geliefd nie. Soms moet die Here ons so 'n bietjie kom. Want ons het dit nodig as ons moet eerlik wees. Maar hoor, wat sê tuchtiging? Tuchtiging sê nie God skryf jou af nie. Tuchtiging sê nie God verwerp jou nie. Gaan lees Hebreërs 12, hy sê tuchtiging is 'n bewys van kunskap. Want ek tuchtig die wat ek. So dis nie sies tog ek het pak slaag gekry nie. Dank die Here vir die pak slaag. Want hy het my nog lief. Ons het soms is dit nodig. Maar hier is die ding, moenie jou identiteit jou fout maak nie. Of jou fout jou identiteit maak nie. Dis nie wie jy is nie. Wie is jy? Jy is ook nie jou oorwinning nie. En ek noem dit daar, want ons kan soms fokus op laagtepunt en dink wel my identiteit en al die negativiteit, maar soms kan die positiewe dinge ook ons potjie in die lewe. Dat ons begin dink ons is beter as ander, want ons het nou iets bereik en ons het iets behaal, en ons het nou iets, hierdie oorwinning behaal, ons het nou hierdie, en dan dink ons, en ons identiteit is gebou op hierdie prestasie, maar elke prestasie is tydelik. Mense vergeet later. En dan beleef ons 'n verwerping in dit. Want ons identiteit was gebaseer op ons prestasie en ons deurbrake en ons oorwinnings. En dit is wonderlik om oorwinnings te beleef en deel van jou oorwinning lê in jou identiteit, maar wat jy nie ontvang het eers by die oorwinning, die identiteit wat al vasgemaak het voor jy begin het. Josef se oorwinning is al vasgemaak voor hy begin het. En ek wil jou vanoggend kom aanmoedig, pas op vir wat jy toelaat om te heers. Hulle sê die wat jou kwaad maak is die wat jou beheer. Waarvoor is jy kwaad? Is jy kwaad vir die regering? Elke keer as jy petrol gooi. Jy daai pothol gaan.
As jy kwaad vir daai ou wat oor die padreëls, wat interessant, met die polisiemanne wat hier is, weet jy sê, hy het al baie keer die mense wat hulle mee gepraat het oor die verkeersreëls oortree, en het, ek gaan nou polities raak, maar hy sê net nee, wat dis nie vir hulle volk bedoel nie, dit kom van die apartheid jare, die padtekens, so kom het ons dit gehoorsaam. So nou maak het vir my sin, nou verstaan ons, okay, dis net vir ons, bedoel, hy sê dis regtig hulle mentaliteit, want hulle, die identiteit van Suid-Afrika is gebou op 'n verlede, 30 jaar terug, maar dank die Here, hy is besig met iets niets. Here het my woord gegee, 40 jaar. 40 jaar is hy kom, en hy is besig met die draai in ons land. Wat mense se identiteit nie meer op jou omstandighede in die verlede gebou kan word. En dis wat jy vanoggend moet hoor, wat die Gees van die Here vir jou sê, hou op om jouself te, jou identiteit te baseer op dit wat verby is. Die ou ding is verby. Ja, jy het 'n storie, maar jy is nie jou storie nie. Jy is nie jou foute nie, jy is nie jou oorwinning nie. Jy is uit God gebore. Hoor mooi, jy het vanoggend hier sit, wat vanoggend hier kom sing het van wie jou koning en jou Here is, wat Jesus Christus aanvaar het as jou verlosser en saligmaker, jy wat Jesus aangeneem het, hoor die goeie nuus, wie is jy? Jy is uit God gebore en dit maak van jou 'n kind van die skepper van hemel en aarde. Elohim, die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Dis jou pa. Hy sê maar almal wat hom aangeneem met Johannes 1:12, het aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word en hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Dis die nuwe geboorte, dis die nuwe skepsel, dis wie jy is. Ek is nie meer die ou mens nie, ek is 'n nuwe mens, ek het 'n nuwe begin, ek het 'n nuwe geboorte, daar's 'n tweede kans in die lewe, ek het nuut geword, deur dit wat Jesus van die kruishout van Golgotha gedoen het, het hy my die wedergeboorte geskenk, met sy opstanding, en in sy opstanding gaan ek lewe. Daarom, as jy deur die doopwater was, bevestig jy, dat die ou mens lê ek agter, en ek staan op in 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Dis hoekom die stap van die doop so 'n belangrike stap is. Mense se sekerheid in hulle geloof vind hulle wanneer hulle deur daai doopwater gaan, want dit is 'n uiterlike bewys van 'n innerlike besluit wat jy gemaak het om Jesus te volg. En ek beleef dit. Mense wat deur die doopwater is, het 'n ander geloofsekerheid, want daar's 'n gemanifestasie van hulle geloof wat hulle deurgegaan het, 'n bevestiging, 'n profetiese aksie om te sê ek sterf. Dis 'n simbool van 'n begrafnis en ek staan op as 'n nuwe mens. Soos Christus uit die dood uit opgewek is in die heerlikheid van die Vader, net so sal ons in 'n nuwe lewe wandel. Gaan lees Romeine hoofstuk 6. Jy's 'n nuwe skepsel, jy wandel in 'n nuwe lewe, jy's nuut gemaak, maar jy moet toelaat dat jou mentaliteit in lyn kom met wie jy nou is in Christus Jesus. Wanneer jy by die deure uitstap, gaan die wêreld jou probeer boelie. Hy gaan probeer. Maar weet jy, daar's net een wat gaan toelaat of hy dit gaan regkry. Dis jy. Moenie boeliebaar wees nie. Hoe is ek nie boeliebaar nie? Ek weet wie ek is. As daai boelie my probeer aanpak en sorte kom sommer daar op die plek uit en sê nee, jy weet nie wie hierdie ouetjie is nie. Ek het my kinders so groot gemaak. Sy sort hom net daar op die plek uit. Ons op my skool werk na die tyd. Ek moes al 'n paar keer in my skool gaan werk het. Maar hulle was nie geboelie nie. Want hulle is nie boeliebaar nie. Hulle weet wie hulle is. En hulle weet hulle het 'n pa wat 'n backup is. Ek gaan sit maar detensie boete as jy moeite werd. Want jy het nie teruggestaan vir 'n boelie nie. Jy sien, ek en jy moet weet dat ons weet wie ons is. Jy is uit God gebore. En hoor wat sê hy, 1 Johannes 5, lees hierdie mooi saam. Hoor wat jy vanoggend moet hoor, jy is meer. Want jy is uit God gebore, jy is meer as jou omstandighede. 1 Johannes 5 vers 4 en 5 sê, want alles wat uit God gebore is, wie is uit God gebore? Kan ek sien, is iemand vanoggend wat uit God gebore is? Hoor hierdie belofte, hoor hierdie bevestiging oor jou lewe. Vat dit vanoggend, maak dit persoonlik. Sê ek is uit God gebore, sê saam my. Ek is uit God gebore. Ek oorwin die wêreld.
Alles, dis jy, ek, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Met ander woorde, die wêreld gaan ons nie wen nie, ons gaan die wêreld wen. En dit is die oorwinning wat die wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Geloof in God en wie geloof in wat God in my kom doen het en wie hy my gemaak het. As sy seun, as sy dogter, as een wat geroep is deur hom, wat nie gaan opgee in die roeping nie. Ek gaan aanhou soos Josef aangehou het om die regte ding te doen. Ek gaan aanhou om mense te bedien, ongeag die omstandighede. Ek gaan aanhou goed wees, al het ek nie 'n dankie gehoor nie. Al het mense van my vergeet, gaan ek nie ophou, want ek doen dit nie vir mense se eer nie. Ek doen dit vir God se eer. Hy sê julle moet die lig wees van hierdie wêreld, laat julle goeie werke voor mense bekend raak sodat God verheerlik kan word. Jou goedheid doen jy nie vir mense se eer en se dank nie, jy doen dit vir God se eer. Want dis wie hy jou geroep het om te wees. Dis wie jy gebore is om te wees. En ek en jy oorwin hierdie wêreld want ons geloof. Hy sê naamlik ons geloof, wie anders is dit wat die wêreld oorwin is? Hy wat glo dat Jesus die seun van God is. In Johannes 16:33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Hou op beklei met die wêreld. Hou op stoei met die wêreld. Hou op dink dat omstandighede is net teen jou gerig en jy is die slagoffer. Geen kind van God is 'n slagoffer nie. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Die wêreld gaan probeer. Omstandighede gaan probeer. Maar wat sê hy? Maar hou goeie moed. Hou jy vas aan goeie moed vanoggend. Wat is jou goeie moed? Hy het die wêreld oorwin. Hy het die vyand uitgeklee, hy het oor hom getriomfeer. Die vyand het nie vashou plek nie, hy het nie seggenskap nie, hy het nie reg in jou lewe nie, en jou geloof is die skuld wat die vuurpyle wat die vyand in jou afvuur, is dit wat dit weerhou en wegskram van jou lewe af. Hoekom? Want jou geloof is in wie Jesus is en wie jy is in hom. Meer as oorwinnaar. En ek sluit af vanoggend met hierdie wonderlike belofte. Miskien moet ek eers toets, is jy deel van hierdie belofte? Is daar enigiemand wat die Here lief het? Hier is die belofte, Romeine 8:28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles, ek dink Josef kon hierdie versie ook geskryf het. Jy byt net vas, hou net aan, moenie opgee nie, moenie ophou nie. Moenie dat die omstandighede jou heers nie. Jy is meer as jou omstandighede. As ons weet, ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Moenie ophou om goed te doen nie. Hou aan om aan te hou. En vertrou God vir die resultate. Is iemand wat vanoggend hier sit en jy twyfel in jou besigheid. Maar ek sien net die Here sê, hou aan, byt vas. Die deurbraak kom. Moenie twyfel in die vermoë wat ek in jou geplaas het nie. Is iemand wat hier sit en sê, Here, ek weet nie, weet nie of ek kan aangaan met my huwelik nie. Here, ek weet nie of ek het gemaak nie. Dit raak my net te veel. Dit raak my net 'n uitdaging. Daar's uitdagings waarmee jy sit. Maar die Here kom vanoggend sê, hou aan, byt vas. Vertrou my. Want ek is met jou. Here, hierdie siekte toestand, hierdie pyne, dit raak net te veel. Here, ek weet nie meer nie. Ek kan nie meer nie, maar vanoggend kom die Gees van die Here vir jou en sê vir jou, jy kan. Want ek is met jou. Ek is jou God wat jou vashou. Ek is die God wat jou dra, ek is die God wat jou optel. Die orkes hier vir ons vorentoe kom asseblief. Ons gaan vanoggend afsluit. Maar met 'n sekerheid in ons harte. Jy sit vanoggend en jy's deur 'n teleurstelling. Ek sien dis mense wat deur 'n liefdesteleurstellings is. En daardie breek van daardie verhouding het soveel van jou kom steel. Soveel vir jou kom lieg oor wie jy is. En mense was wreed wat hulle opinies kom lewer het oor jou. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, jy's meer as daardie verhouding. Jy's meer as daardie teleurstelling. Die Here sê, jy's my oogappel, jy's my hart se punt. Ek het jou lief. Ek sal jou nooit laat gaan nie. Ek sal jou nooit los nie. Jy's myne.
Moenie opgee op die liefde nie. Moenie dat die teleurstellings jou identiteit bepaal nie. Jesus is jou identiteit. Jy is wie jy is, omdat hy in 'n kruis gehang het vir jou, terwille van jou. Jy is wie jy is, omdat hy vir jou opgestaan het. En nou leef ek en jy na die opstandingskrag. En nou weet jy, ons het hom lief. Hoekom het ons hom lief? Want hy het ons eerste lief gehad. En nou kan ek en jy nie anders dan sê, Here, ongeag die omstandighede. Ek sal nog steeds my hande ophef en halleluja's vir u bring, Here. Al is dit uitdagend, al is dit moeilik, al sien ek nie kans nie, Here, weet ek u leef. En bring ek my lof vir u. Want dit waar ek is, en dit waar ek nou in is, Josef het geweet, en hy sê vir sy broers, julle dink julle het my verkoop, julle dink julle het my ontvoer, julle dink dit was julle. Maar net julle geweet, dit was alles God se plan, om sy volk te red. Dalk is God besig om jou te vorm, om jou te bou, om jou te gereed te maak, vir sy groter plan. Al wat hy vanoggend vir jou vra, vertrou my, dat alles, all things work together for good, because you love him. So vanoggend in dit, in hierdie weet en hierdie sekerheid, dat jy meer is as jou omstandighede, jy meer is as jou uitdagings. Kom ons bring lof aan ons koning, want hy kom en hy bevestig jou identiteit, as die kind van God, omdat jy jou geloof in die een lê wat sy lewe vir jou neergelê het. Hy was meer as die lewe, hy was meer as die dood, hy was die geliefde, die seun van God. En aan hom bring ons die eer. So vanoggend kom ons staan saam, en ons sluit af met hierdie lied wat net die halleluja's aan hom ophef. Here Jesus, ons verklaar dat U is die heilige een. U is die lam van God wat waardig is om die seels van die boek oop te breek en die boek oop te maak, Here, sodat ons lewe geskryf kan word in ons name in die boek van die lewe. Vader, dankie vir U Gees wat U gestuur het. Die Heilige Gees wat ons trooster is, maar wat ook ons bevestiging is oor wie ons is. En Here, dit bid ek vir elke persoon wat vanoggend, Here, hier sit, of elkeen wat luister na die boodskap. Heilige Gees, dat U die waarheid sal vestig in hulle lewe. Dat hulle lewe gebou sal wees, nie op die opinie van mense en die wêreldomstandighede nie, maar Here, dat ons soos Josef geanker sal wees in die feit dat U ons geroep het, dat U met ons is, en Here, dat ons geroep is as kinders, seuns en dogters van die lewende God. En dis my gebed, Heilige Gees, dat U hierdie waarheid kom vasmaak in elke persoon se hart, Here, sodat hulle die identiteit gevorm sal wees rondom die waarheid van U woord, Here. En ek verklaar vanoggend, die ou ding is verby. Daardie ou mens het gesterf, Here. Deur die doopwater het ons hom afgelê, Here, en ons het opgestaan as nuwe skepsels in Christus Jesus. En ons word genoem seuns en dogters van die lewende God. Ons is gebore uit God en daarom sal ons die wêreld oorwin. Want hierin is ons oorwinning, ons geloof in Jesus Christus. En dis wat ek bid, Heilige Gees, dat U ons geloof kom versterk. Here, dat ons hier sal uitstap, die wêreld in die oë sal kyk, en dat ons sal heers saam met U vanuit hemelse plekke, want ons identiteit is vasgemaak in U, Here. Ons is meer as die omstandighede. En Here, ons kom spreek elke siekte toestand, elke diagnose wat oor mense gespreek is, Here. Elke leuen deur opinies oor hulle gespreek, Here. Ons kom in die naam van Jesus Christus, en ons kanselleer die krag van daardie leuns, ons kanselleer daardie diagnose wat hulle identiteit geword het, Here, en ons spreek vryheid. Ons spreek genesing, ons spreek heling, ons spreek die krag van Christus wat werk in elke hart en elke liggaam, sodat U verheerlik kan word, Here. Mense wat goed gedoen het, Here, en mense wat se motivering gesteel is deur ander, Here, wat se reaksie nie goed was, die Here kom herstel ons motivering, Here,
sodat ons sal aanhou om goed te doen, om nie slap te lê nie, sodat ons sal maai op die regte tyd, Here. Dankie Vader, dat die bloed van die lam, Jesus Christus se bloed kom deel het met ons foute, ons oortredinge, Here. U kom reinig ons, U kom heilig ons, U kom maak ons skoon, Here. U kom was ons vry van die ou mens en die sondige natuur. Want ons is nie meer slawe van sonde nie, maar ons heers oor die sonde, want ons is kinders van die lewende God. Dis wie ons is meer as slawe. U kom vestig dit, U kom bevestig dit, U kom brand dit in ons harte, Vader. Dit bid ek vanoggend deur U Gees, in Jesus Christus se naam. Amen, amen. Mag Here jou seën, wonderlike Sondag vir jou verder, en ons hoop ons sien julle in die week iewers.